Baie dankie, Dr. Adi. Die volgende praatjie is nou my eie. Ek gaan net die goed hier oopmaak, dat ek ook weet wat om te sê. Sjoe, hy het blykbaar presies 'n halfuur tot op die sekond gepraat. Dankie, ons kan almal daarby leer. Goed, nou ek het vooraf vir al die sprekers gesê, hulle mag skyfies wys. Dit is nie net ek wat hierdie onregverdige voordeel het nie. Ek het my praatjie toe gaan uitskryf. Eintlik die onderwerp wat vir my gegee is die nuwe hemel en die nuwe aarde. Toe het ek die praatjie uitgeskryf en dit deur kunsmatige intelligensie gesit om vir ons die skyfies te maak. En dit is waarmee dit opgekom het. So hy het vir ons 'n ander titel gekies, maar ons hoef nie daaraan gebind te wees nie. Dit is nou maar net 'n rekenaarprogram. So die eintlike titel of die eintlike tema is die nuwe hemel en die nuwe aarde. En die subtitel wat ek gekies het is 'n eskatologie vir pelgrims en setlaars. Ons gaan daarby uitkom. Ek wil begin met 'n gedig van Tertius. Ons het nou gehoor van S.J. de Tooy. Sy seun Tertius is seker, ons kan dalk sê hy is die vader van die Afrikaanse digkuns. En een van sy mees bekendste gedigte is Die wêreld is ons woning nie. Ek gaan hierdie gedig vir ons lees, die 3 verse daarvan. Die wêreld is ons woning nie. Dit merk ek aan die son wat wyk, en ek merk dit aan die reier wat mistroostig na die son sit kyk, op een been in die bissies vlei. En as die laaste strale weg, dan rys 'n koue op uit die vlei, 'n koue gril deurhuiwer my, en ek sien dit dan aan alle ding wat in die skemer my omring. Die wêreld is ons woning nie. Die wêreld is ons woning nie. Dit sien ek as die bloedrooi maan van agter veldstof opgegaan, nog net die kerk se dak bestryk, van waar 'n uil misterie stom sit na die maan se skyf en kyk. En nou dit stil word op die straat, dink ek hoe dat die middag laat 'n lijkstoet uitgekom het daar, waar nou die maan en uil ontmoet. En ek merk dit dan aan alle ding wat in die aandstond my omring. Die wêreld is ons woning nie. Die wêreld is ons woning nie. Dit voel ek as die wind ontwaak, as die eikebome knars en kraak. Dit hoor ek in die fladdering van voeltjies wat hul vlerke slaan teen die verwarde boomtakke aan. En as ek nader kom, dan vind ek by die maan se wisselstraal 'n nes vol kleintjies deur die wind omlaag geslinger, dood, verplet. Ek voel dit dan aan alle ding wat in die nagstond my omring. Die wêreld is ons woning nie. Dit is 'n pragtige gedig en ek dink as Christene kan ons dit alles beamoen. Dit is wat ek uit die staanspoor wil sê. Ons kan dit alles beamoen. Hierdie wêreld, en spesifiek as Tertius praat van hierdie wêreld, praat hy van hierdie wêreld wat in sonde geval is, hierdie wêreld wat aan die dood onderworpe is, hierdie wêreld wat in 'n sin nog onder God se vloek is. Hierdie wêreld, hierdie ou wêreld, is nie ons tuiste nie, is nie ons woning nie. Maar nou ongelukkig wat jy baie keer kry, is iemand begin op 'n goeie plek en dan oordryf ons hel oor na die ander kant. En wat Christene soms doen is ons vat hierdie gedagte dat ons nie tuis is in hierdie wêreld nie, en word so ver gerek dat later paraliseer dit jou, dit verlam jou. Dit is waaroor ons nou al baie vandag gepraat het. As my eskatologie is dat dit net slegter en slegter en slegter hier gaan, en later waar sit ek? Ek sê die wêreld is ons woning nie, alles gaan net sleg gaan hier, en later eindig dit op 'n plek waar ons net vasklou, want dalk kom Christus môre. Dis waarby ek wil uitkom. Ons gaan praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die basiese argument wat ek wil maak, is dat die nuwe hemel en die nuwe aarde 'n alreeds nog nie realiteit is. Hoor mooi, dit is 'n alreeds nog nie realiteit. Ek gaan verduidelik wat dit beteken, maar die basiese punt wat ek wil maak is dat met Christus se opstanding het die nuwe hemel en die nuwe aarde in 'n sin begin.
en ons leef in hierdie koninkryk van God se nuwe skepping. Aan die einde dan sal dit vervolmaak word en ons is nog nie daar nie en in daardie sin kan ons beslis saam met Tosius sê die wêreld is ons woning nie. Nou goed, ek wil begin by die gevaar van pessimisme. Ons het al 'n paar keer daaroor gehoor. Dominee Slabbert het dit net nou genoem dat baie kere dan kyk ons na ons omstandighede in hierdie wêreld en dit word later die bril waardeur ek die Bybel gaan lees. Ek sien alles wat sleg gaan, ek sien die oorlog, ek sien die ekonomie wat verswak. Ons voel dit aan ons beursies as ons gaan brandstof ingooi. Dit is prakties, dit is relevant en dan maak dit 'n gemoedstoestand in my later. Dan kom ek na die Bybel en dan wil ek daardie idees wat ek reeds het, omdat ek na my omstandighede gekyk het, wil ek in die Bybel gaan inlees. In plaas van dat ek kyk na wat sê die Bybel eintlik werklik. Kom ek van buite die Bybel met 'n lens na die Bybel toe om my omstandighede daarin te vind, al is dit nie noodwendig daar nie. Veral ons as Afrikaners. Ek dink ons as Afrikaners het 'n spesiale knippie van hierdie gif ingesluk. Ons is baie geneig om so pessimisties te wees. En dan kyk ons en ek dink ons moet ook soms besef, ons moenie 'n martelaarskompleks hê nie. Afrikaners, ons het 'n geneigtheid as Afrikaners, as boeremense, ons is baie pessimisties. Ons praat oor hoe sleg alles is. En ja, dit gaan sleg. Ja. Dit is nie ons is nie in 'n Afrikaanse goue era nie, wat ook al jy kan dink. Maar ons vergeet van wat leer die Bybel ons werklik? Wat is die groter verhaal? Is ons in die wenspan of in die verloorspan? Nou goed, dis die gevaar van pessimisme. Wat gebeur as ons hierdie pessimistiese idees uit ons omstandighede vat en ons bring dit na die Bybel toe? Daar ontstaan hierdie kloof, hierdie gaping tussen dit wat ons in die hede beleef en dan dit wat ons eintlik reken aan die einde moet gebeur. Ons lees in die Bybel dan byvoorbeeld van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daar's 'n paar tekste wat daarvan praat, ons gaan net nou daarby uitkom. Maar lees ons daar en ons lees hoe wonderlik dit is. Ons lees van al die voorspellings byvoorbeeld van al die mense wat die Here kom dien, van die nasies wat toestroom tot Jerusalem om die Here te aanbid. En ons gedagte is dadelik nie, dit praat van die tyd nadat Jesus weer gekom het. Dit praat van die hiernamaals, van die ewigheid, wanneer dit eintlik dan uiteindelik sal goed gaan. Ons dink dat daardie profesie kan niks met die Here te doen hê nie, want kyk net hoe sleg gaan dit in die Here met ons. Maar goed, ek wil argumenteer dat ons verstaan van die nuwe hemel en die nuwe aarde, as dit nie iets met die hier en die nou te doen het nie, dan al wat dit op die ou end word is 'n lugkasteel. 'n Vorm van ontsnapping. Ons hou vas en ons hoop dat eendag gaan dit beter wees. Eendag as ons sterf, dan uiteindelik sal ons omstandighede verander. Wat is die regte lens? Hoe moet ons na die Bybel toe kom? Ons moet na die Bybel kom en die Bybel interpreteer met die res van die Bybel. Skrif moet skrif verklaar. Ek moenie in die wêreld gaan en sê, hierdie omstandighede moet bepaal hoe lyk my eskatologie. Hierdie omstandighede moet bepaal hoe lees ek Matteus 24 of Openbaring of enigiets soos dit nie. Gaan na die Bybel en vra, hoe verklaar die Bybel die Bybel? En dan as ons dit het, dan word dit die bril waardeur ons na ons omstandighede kyk. Ons gaan nie van die wêreld en die omstandighede in die wêreld na die Bybel toe nie. Ons gaan van die Bybel en daardeur kyk ons na die wêreld. Ons visie vir die toekoms moenie deur ons omstandighede bepaal word nie. Ons lees ons omstandighede deur die bril van die Bybel, wetende dat Christus reeds die wêreld oorwin het. Nou goed, ek wil nou praat oor alreeds nog nie. Ek het die woord nou gebruik, en as ek reg is, gaan Dominee Skalk ook net nou daaroor praat. Ek wil net praat oor die term alreeds nog nie, en ek wil begin eintlik deur te sê, weet jy wat 'n braaibroodjie is? Ja, as jy Afrikaans is, dan weet jy wat 'n braaibroodjie is. Niemand hoef vir jou te verduidelik wat 'n braaibroodjie is nie. Maar probeer nou om vir 'n buitelander te verduidelik wat 'n braaibroodjie is. Jy weet, dit is iets wat so eie is aan ons kultuur, maar dit is moeilik om dit vir iemand anders te verduidelik wat presies is dit. Nou goed, op dieselfde manier, teoloë en predikante kan soms terms gebruik wat vir ons baie duidelik is. Ons weet presies wat beteken dit. Ons het die hele agtergrond. Ons proe hom, net soos jy 'n braaibroodjie kan proe as ek net die woord gebruik het. Ons weet wat daardie term beteken, maar ons verduidelik nie altyd wat dit beteken nie en iemand anders hoor die term en ons praat van alreeds nog nie, maar 'n mens verstaan nie noodwendig waaroor dit gaan nie. As ons praat van alreeds nog nie, is 'n baie algemene manier om te praat van hoe die beloftes van die Bybel in vervulling gaan. Dit is waaroor dit gaan.
En dit gaan spesifiek oor die Ou Testamentiese beloftes. Daar is baie Ou Testamentiese beloftes en wanneer jy by die Nuwe Testament kom, moet jy sien dat meeste van die Ou Testamentiese beloftes op 'n alreeds nog nie manier in vervulling gaan. Wat beteken dit? Dit beteken na die beloftes uit die Ou Testament is alreeds in 'n sin in vervulling met Christus se eerste koms, maar dit is nog nie volmaak vervul tot en met sy wederkoms nie. Alreeds nog nie. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, dink aan Jesaja 9 vers 1. Jesaja 9 vers 1 sê die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien. Maar wanneer het dit in vervulling gegaan? Jy kan sê dit het in vervulling gegaan in 'n sekere sin toe God die volk uit ballingskap teruggebring het. Toe God die volk Israel uit ballingskap teruggebring het, die Jode, die stam van Juda. Toe het hulle lig gesien in die sin van God het weer vir hulle sy liefde gewys. So daardie volk wat uit ballingskap terugkeer, het in hulle in vervulling gegaan. Maar dan kom jy by die Nuwe Testament, jy lees in Matteus 4, dat wanneer Jesus sy preke begin doen, hy begin om te preek, dan word daar aangehaal uit daardie deel en sê, die volk wat in duisternis wandel het 'n groot lig gesien. So dit gaan ook in vervulling wanneer Jesus gebore word en leef en sy bedieningswerk begin doen, uiteindelik wanneer hy gekruisig word en opstaan uit die dood. Maar in 'n sin gaan dit ook eers finaal vervolmaak word met die wederkoms. Want wat gebeur by die wederkoms? Ons lees in Openbaring 21 dat daar geen son meer sal wees nie, want God sal ons lig wees en die lam ons lam. Dan sien ons die groot lig. Dus jy moet hierdie momente, die vervullingsmomente, die patrone moet jy so in die Bybel sien en alreeds nog nie gaan spesifiek oor die twee groot oomblikke van vervulling. Christus se eerste koms en sy tweede koms. En ons leef tussen die alreeds en die nog nie. Ons leef tussen die eerste koms en die tweede koms van Christus. Baie van die profesieë is reeds vervul, maar dit is nog nie vervolmaak nie. Dit is waaroor alreeds nog nie gaan. Professor Koos, wat verlang by die AP Akademie was, Professor Koos Adendorf het 'n mooi beeld gehad om dit te verduidelik. Hy het gesê, die Ou Testamentse profesieë is soos 'n berg. As iemand van ver af kyk, soos die profete, as jy van ver af kyk na die berg, dan lyk dit soos een ding, een berg. Jy sien sy buitelyn so. En dan soos wat jy nader kom, gaan jy sien, daar is meer diepte, daar is klowe en pieke en valleie en kraanse en rotse. En jy sien die diepte soos wat jy nader kom en dit besig is om te ontvou. Nou op dieselfde manier in 'n profesie soos Jesaja 9 vers 1, dit lyk soos een gebeurtenis, die volk sal 'n groot lig sien. Maar soos wat jy nader kom aan die vervulling, sien jy hoeveel diepte daar is en hoeveel rykte daar is, hoeveel valleie en kraanse en pieke daar in hierdie berg sit. En ons leef dan tussen die twee groot pieke, kan 'n mens sê. Ons leef tussen die eerste koms, die alreeds Christus se eerste koms, en ons leef dan ook nog voor die nog nie, sy wederkoms, die tweede groot piek. En hier leef ons het ups en afs, daar is valleie en berge en kraanse, en ons leef hier tussen die twee groot oomblikke van die vervulling van God se profesieë. Nou goed, ek wil dan nou uitkom by Jesaja 65. Ons verskeie tekste wat praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daar is Jesaja 65 praat daarvan, Jesaja 66 ook, en dan 2 Petrus 3 het 'n deel oor dit, en Openbaring 21 het 'n deel oor dit. Nou, ek gaan nie by al die tekste kan uitkom vandag nie, ek wil net 'n bietjie spesifiek gesels oor Jesaja 65, en onthou, die een punt wat ek maar probeer maak, is om te sê dat dit alreeds nog nie vervulling ondergaan. En waarom is dit relevant? Laat ek net daar stop. Wat het hierdie met ons lewens nou te doen? Sal dit nie verander hoe jy môre leef, as jy weet jy leef alreeds in die werklikheid van die nuwe hemel en die nuwe aarde nie? Teenoor, aan die ander kant, as jy sê, nee, dit het niks met die hier en die nou te doen nie. Dit gaan eers aanbreek aan die einde van die geskiedenis wanneer Christus weer gekom het. Die nuwe hemel en die nuwe aarde en wat die Bybel daar rondom vir ons vertel. Jy weet dit gaan oor hoe kyk jy na die bome hier buite. Is dit oud? Is nog alles net heeltemal oorgegee aan die sonde en ons wil niks met hierdie wêreld te doen hê nie? Of is dit in 'n sin, is God se nuwe skepping wat hy maak in 'n sin besig om soos suurdeeg deur die brood te trek en alles te vernuwe waar dit ook al gaan. Dit gaan oor prakties, hoe leef jy môre? Nou goed, Jesaja 65, die gedeelte is vers 17 tot 25, wat gaan oor die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek gaan dit nou nie vir ons nou lees nie, maar
ek moedig u aan, gaan lees dit gerus as u vanmiddag by die huis is. Jesaja 65 vers 17 begin, dan sê God, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, of nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En dan in vers 18, hierdie is die interessante ding, in vers 18 sê hy dan, ek skep, baie dankie vir die tyd, ek skep Jerusalem om te juig. Goed, so jy hoor hierdie twee goed, hy skep nuwe hemel en 'n nuwe aarde en sê ek skep Jerusalem. En hier is ek baie dankbaar vir 'n spesifieke boek van die teoloog G.K. Beale. G.K. Beale het 'n baie goeie boek geskryf, The Temple and the Church's Mission. En dit gaan eintlik nie oor eskatologie so seer nie, maar hy vat die onderwerp van tempel en hy wys dat jy wanneer Openbaring 21 die nuwe hemel en nuwe aarde beskryf, dan beskryf dit ook die nuwe hemel en die nuwe aarde as 'n tempel. Die tempel, die stad Jerusalem, die nuwe hemel en nuwe aarde verwys na dieselfde werklikheid. En as jy dit besef, dan kom jy agter wat hier aan die gang is, dat dit nie net na die skepping van 'n fisiese aarde en 'n geestelike hemel verwys nie, dit verwys na meer as dit, verwys ook na die skepping van die tempel, dit verwys na die hemelse Jerusalem. En dan moet ons sien, wanneer het die hemelse Jerusalem aangebreek? Dit het aangebreek toe Christus gekom het en vir hom 'n kerk kom maak het. Hebreërs 12 vers 22 sê, ons het reeds gekom by die berg Sion, by die hemelse Jerusalem. So ons het reeds deel hieraan. Nog 'n duidelike manier hoe jy dit kan sien is in vers 20, Jesaja 65 vers 20 praat van die heerlikheid van God se nuwe hemel en nuwe aarde, maar dan lees jy, daar is nog goed soos babas, daar is goed soos bejaarde mense, en daar is dinge soos, daar is nog 'n vloek, daar is nog sonde, daar is nog dood. En dit kan nie pas by die werklikheid hierna in die ewigheid nie. In die ewigheid is daar geen sonde, geen dood, geen vloek nie. Maar dit kan inpas in hierdie alreeds nog nie, in die Nuwe Testamentiese era waar ons tans leef, waar daar wel nog vloek en sonde en dood is, en babas en mense wat bejaard word, maar dit is alreeds baie beter en baie mooier as wat dit in Jesaja se tyd was. Goed, tweede argument wat ek wil maak, kom juis van G.K. Beale se boek af, The Temple and the Church's Mission. Hy wys daar baie mooi dat jy die tempel in die Ou Testament, tabernakel en ook die tempel van Salomo, ook die tempel van Esegiel, as 'n mikrokosmos moet verstaan, 'n klein model van die hele heelal, die hele skepping. En ek gaan nou nie baie diep hierop ingaan nie, maar basies in die Bybel het die wêreld het die 3 vlakke. Daar is die hemel en daar is die aarde en daar is die see. Dink net aan Exodus 20, die tweede gebod. Het daar die 3 vlakke in. Jy mag nie 'n afbeeld maak van iets wat in die hemel of iets wat op die aarde of iets wat in die waters onder die aarde is nie. En die tabernakel en dan ook die tabernakel en die tempel dan ook hierdie 3 vlakke. Jy kan eintlik sê 4, ek gaan dit nou verduidelik. Maar die tempel in wat gebou word deur Salomo in 1 Konings 7, dan word daar verwys na die koper waskom waarmee die priesters hulle self gewas het as die see. Dit word die see genoem. En G.K. Beale argumenteer dan ook dat jy die altaar kan verstaan as die aarde, want 'n altaar was eintlik veronderstel om uit grond gemaak te word in Exodus 20. En die heiligdom dan self, die gebou van die tempel, is dan die hemel, en hy deel hom op in 2. Hy sê daar's die sigbare hemel, die ruimte bo ons, is die heilige, en die onsigbare hemel waar God woon is die allerheiligste. Maar goed, gaan lees gerus sy boek. Nou wat ons hieruit moet leer is, omdat die kerk God se tempel vandag is, kan hierdie profesie in vervulling gegaan het en God het werklik 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde geskep toe hy 'n tempel gemaak het, die kerk. En as kerk moet ons dit dan uitbeeld. As dit ware sê ons vir die res van die heelal, kyk, hier is wat God se wêreld veronderstel is om te wees. God se hele wêreld, sy hele skepping is veronderstel om hom te verheerlik soos wat ons hom verheerlik. Ons moet dit uitbeeld en Beale argumenteer dan verder, ons moet daardie heerlikheid van God ook verder uitdra in hierdie wêreld, en dit is die roeping van die kerk, dat die tempel deur disippelskap moet groei, totdat dit die hele aarde volmaak en die hele kosmos op die ou end God se tempel is. Goed, dan die derde argument wat ek wil maak, kom uit Openbaring 20 en Genesis 1 tot 2, Johannes 20 en Openbaring 1 tot 2. Dit gaan oor die parallelle wat jy kan sien tussen die skepping en die opstanding. Daar is baie parallelle wat dan binne die groter prentjie vir ons wys dat wanneer Christus opstaan uit die dood, dan breek 'n nuwe skepping aan. Dis 'n nuwe hoofstuk in die verhaal van
die Bybel. So, dit alles begin op die eerste dag. God skep op die eerste dag. Daar was die eerste dag en hy het gesê, laat daar lig wees. En Christus staan op die eerste dag van die week. Dit is 'n nuwe skepping wat daar begin. Dit is ook so mooi dat Maria in Johannes 20, dan gaan sy na die graf terwyl dit nog donker is. Dit word spesifiek vir ons gesê, diep in die nag, terwyl dit donker is. En ek dink nou maar, wat 'n mens daaruit moet leer, is dat waarskynlik soos wat sy bewus geword het van die opstanding, nadat sy met Christus gepraat het, wat sy vir 'n tuinier gesien het, dan is die son dalk daar besig om op te kom, en jy sien hoe die lig skyn daar in die tuin in, net soos God op die eerste dag lig gemaak het. Nog 'n parallel wat ons kan sien, Adam was die oppertuinier in Eden. Genesis 2 vers 4 tot 7 sê letterlik, God het 'n probleem gehad, daar was niemand wat in die grond gewerk het nie, toe maak hy 'n mens. Daar is die oplossing, 'n tuinier. En dan Genesis 2 vers 15, hy het die mens in die tuin gestel om dit te bewerk en te bewaak. En dit is dan interessant dat Christus, wanneer hy in 'n graftuin ontwaak, opstaan, dan die eerste ding wat Maria van hom dink, is sy dink hy is 'n tuinier. 'n Baie duidelike parallel is die asem. So, God blaas die asem van die lewe in Adam se neus in, en dan word hy lewendig. En Christus blaas, na sy opstanding, blaas hy oor sy disippels en sê, ontvang my Heilige Gees. Jy sien hierdie parallel. Dit is 'n nuwe skepping. En dan ook die opdrag. Christus gee vir sy disippels 'n opdrag, net soos God aan die begin vir sy mens 'n opdrag gegee het. God het vir Adam gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, en die implikasie daarvan is, die beeld van God sal oor die aarde versprei. En dan gaan nog mense gebore word wat almal die beeld van God is. So die beeld versprei oor die aarde. Selfde in Matteus 28 vers 19, maak disippels van al die nasies. Wat is die implikasie? God se beeld versprei weer oor die hele aarde. En jy kan hier dan sien dat daar 'n nuwe skepping begin, wanneer God die kerk, die tempel, die nuwe hemel en die nuwe aarde maak. Dit alles by Christus se opstanding. Nou, ek wil dit nou afbring grond toe en praat oor hoe ons, in die laaste paar minute wat ek het, praat oor hoe ons prakties leef en wat 'n impak het op ons lewens maak. Die Christelike joernalis G.K. Chesterton, wat in die vorige eeu geleef het, hy begin sy mees bekende boek, Orthodoxy, begin hy deur die vraag te vra, hoe kan ons tegelyk tuis en ontuis in hierdie wêreld wees? Hy sê, hoe kan ons die avontuurlustige spanning beleef van iemand wat hierdie vreemde wêreld kan ontdek en tegelykertyd knus en tuis in hierdie wêreld voel? En wanneer ons so begin dink oor die nuwe hemel en die nuwe aarde en ons besef dit is alreeds nog nie werklikheid, kan ons daardie spanning hê van, kyk net hoe wonderlik en vreemd, kyk net hoe baie is daar om te ontdek in God se wêreld hier, dis nuut, dis vars. En tegelykertyd weet ons dat ons eendag die vervolmaking daarvan sal beleef, en dat wanneer ons dan ook vervolmaak word, sal ons dan totaal en al tuis daar voel. Ons leef tussen die alreeds en die nog nie. Ons leef as eintlik in 'n sin in 'n paradoks, as jy dit so wil sê. 'n Paradoks is nie dieselfde as 'n teenstrydigheid nie. 'n Paradoks is meer soos 'n misterie. Dit is iets wat ons nie altyd kan begryp nie. Ons is burgers van hierdie nuwe hemel en nuwe aarde, en tog is ons vreemdelinge in die wêreld. Die wêreld is ons woning nie, maar die ingehuldigde nuwe skepping, wat die aarde insluit, is reeds ons tuiste. Ons het met ander woorde twee identiteite, pelgrims en settlers. Wat's 'n pelgrim? 'n Pelgrim is iemand wat vreemd is aan hierdie wêreld. Hy het nie werklike tuis nie, hy beweeg van plek tot plek, en in 'n sin is dit waar van alle Christene, ons is pelgrims. En jy kan nou terugdink in die geskiedenis van die kerk, is daar 'n groot deel van die kerkgeskiedenis wat baie agting gehad het vir die kluisenaars van die vroeë kerk, en ook selfs vir die monnike van die middeleeue. En in 'n sin is dit daar 'n aspek van dit. Ek praat nou nie die verkeerde aspekte van die monnikdom goed nie, en die kloosterlewe nie, maar in 'n sin is daar iets aan dit, aan elke Christen. Ons is nooit waarlik tuis in hierdie wêreld nie. Die wêreld is ons woning nie. Maar aan die ander kant is ons ook settlers. Oral waar ons kom ons en ons sê, hier gaan ek tentpenne inslaan, hier gaan ek bou, hier gaan ek plant, hier gaan ek iets begin doen, hier gaan ek 'n tuiste maak. En so ons het hierdie twee identiteite, ons is beide pelgrims en settlers. Jy sien hieruit, wat hieruit vloei, is twee reaksies van die kerk, twee aspekte van ons roeping, verlange en vreugde.
verlange omdat ons nog pelgrims is. Ons is op reis. Ons het nog nie die vervolmaakte koninkryk van God ontvang nie. Ons leef nog nie in die vervolmaakte nuwe hemel en nuwe aarde nie. Ons is by die nog nie. Die nog nie is nog daar. Eers met die wederkoms sal ons dit volkome hê. Maar dan is daar ook vreugde, want daar is die alreeds. Daar is die koms van Jesus Christus en sy opstanding uit die dood. Die nuwe hemel en nuwe aarde is alreeds ingehuldig en ons kan alreeds daaraan deelneem deur uit te gaan en te werk en te arbei in hierdie wêreld. Maar die vreugde is so belangrik. Ons praat baie oor ortodoksie, maar ons vergeet soms van doxologie en hierdie twee is ten minste ewe belangrik. 'n Kerk wat ortodoks reg is, dit beteken jou leer is alles reg, ons is suiwer op elke aspek van dit, maar jy het nie die doxologie, die lof, die heerlikheid, die vreugde nie. So 'n kerk is soos 'n grafsteen. Baie mooi, maar wat is daar binne? 'n dooie geraamte. Doxologie, die lof wat ons aan die Here bring, is die lewe van die kerk. En ons het hierdie twee aspekte altyd nodig. Die verlange, want ons is nog nie in die hiernamaals nie, ons is nog nie in die ewigheid nie, maar vreugde ook, want Christus het reeds gekom, hy het die sonde oorwin, en hy het opgevaar na die hemel waar hy nou sit en heers as koning. En hiermee wil ek dan afsluit. Om terug te kom na Tertius se gedig. Die wêreld is ons woning nie, hy is heeltemal reg. Maar ons kan sê die aarde is ons woning wel. En oom Hannes het net nou verwys na Douglas Wilson se boek Heaven Misplaced. Dis 'n interessante titel, Heaven Misplaced, jy weet, hemel verplaas of misplaas. Die hele argument wat hy in daardie boekie maak, is basies hierdie punt. Hy sê, mense gaan op hierdie aarde soms rond en dan sê hulle, hierdie aarde is nie my tuiste nie. Hy sê eintlik gaan dit heeltemal andersom werk. Eendag gaan jy in die hemel kom en jy sê, hierdie hemel is nie my tuiste nie. En die punt wat hy maak, natuurlik, mense verstaan wat mense bedoel as hulle sê, hierdie wêreld is ons woning nie, soos Tertius, maar die punt wat hy maak is om te sê, dink mooi, het God die mens gemaak om in die hemel te bly, of op die aarde? En die geskiedenis van die Bybel eindig op die ou en by 'n aarde. Mense wat op 'n aarde, in 'n tuin, in God se teenwoordigheid leef, vir altyd en altyd, op die nuwe hemel en die nuwe aarde. En daarom wil ek julle almal bemoedig en hiermee wegstuur om te sê, saam met Tertius kan ons sê, die wêreld is ons woning nie, ons is pelgrims, maar saam met Chesterton weet ons ook, die aarde is ons woning wel. Baie dankie.